Welkom by hierdie week se AMT Landbou Weervooruitskatting. Johan gesels hierdie week oor die geweldige baie reën wat ons gehad het en dat die oorgang van La Nina na El Nino waarskynlik verantwoordelik is vir dit. Dan kyk hy verder na hoe die El Nino nou ontwikkel, die FSA se mielietoestande tydens hulle aanplantings en ook hoe die koringtoestande in Australië nou lyk, als wat natuurlik ons markpryse ook kan beïnvloed. So dis regtig 'n interessante episode wat jy nie kan misloop nie. Hierdie week se AMT Landbou Weervooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Goeiedag. Ons het geweldige hoeveelhede reën in hierdie laaste maand, maar veral die laaste 2 weke gekry. Eers uit die Noord-Kaap en toe het ons gedeeltes van die tuinroete Oos-Kaap en die laaste week oor die winterreënvalgebied. Totale van 2, 3, 4, 500 mm wat voorgekom het. So interessant, dit is die gedeelte waarvoor die voorspellings nogal nie te goed was die afgelope tyd nie, en ons sien wat kan baie vinnig gebeur. Een van die moontlike redes is die baie vinnige oorgang van 'n La Nina na El Nino toestande. Ons sien dit gebeur baie vinnig. Die La Nina het baie lank gedraal, wat nog langer was as wat ons gedink het, en ewe skielik begin El Nino toestande omtrent oorneem. Baie interessant, omtrent 110 jaar gelede, dag en datum, 3 tot 5 Mei 1916, het 'n soortgelyke vloed voorgekom in die Langkloof, Baviaanskloof, die Gamtoosvallei, baie swaar reën wat voorgekom het. Praat van Uniondale tot 500 mm, baie plekke, groot oorstromings. Die Gamtoos Ferry Hotel wat nou onder water was daardie tyd ook onder water. Praat dat die treinbrug 4 meter onder water was. So ja, dit wat nou gebeur is uniek, maar daar was al voorbeelde in die geskiedenis van dit ook. Kyk ons 'n bietjie wat verwag ons. Waar ons gewoond is in Suid-Afrika om te kyk na reën, is ons op hierdie stadium wil ons, mens wil nie die reën wegwens nie, maar is dit nogal welkom om dalk droër toestande, sonnige toestande te kry. So van 13 tot 19 Mei kan ons sien oor die suidelike helfte van die land net ligte reën. Die noordelike dele baie min of geen reën, en so ook hierdie week van 20 tot 26 Mei. Daar kan so 'n bietjie reën oor die suide van Namibië, dele van die Noord-Kaap voorkom, maar dit lyk nie na veel reën ten minste die volgende 2 weke nie. Teen die einde van die maand is daar weer 'n verbeterde kans vir reën, en daar kan nog in die winter en lente ook nog reën voorkom. Wat gebeur in die Stille Oseaan waar die El Nino nou besig is om te ontwikkel? En hierdie is 'n diagram van Junie laas jaar af, en dit is so die oppervlak aansig omtrent reg oor die ewenaar tussen Suid-Amerika, Australië gedeeltes. So daardie band is die temperature gemeet, en ons kan sien dat omtrent tot begin April was die blou dominant, La Nina, en ewe skielik kry ons hierdie baie vinnige verandering na El Nino, die bruin gedeeltes wat voorkom. Hoe lyk die El Nino situasie vorentoe? Ons kan kyk, hierdie is die seeoppervlaktemperature, die afwykings vanaf gemiddeld van die sogenaamde Nino 3.4 gebied, die belangrike deel daar. En dit is die voorspellings, die verskillende kleure, die sogenaamde spaghetti grafiek, verskillende modelle, verskillende inset, data wat gebruik word. En ons kan sien dat daar 'n redelike vinnige styging is. Die donker stippellyn is die gemiddeld van dit. So ons is huidiglik hier einde Mei, is ons omtrent so 0.5 grade Celsius warmer is normaal, en dit is die beginpunt van El Nino. As dit 0.5 grade of warmer is, El Nino. Wat ook belangrik is dat hier teen September, Oktober, November, die SON,
en die rooi vertikale staaf, behoort ons die 2 grade Celsius warmer as normaal te bereik, wat vir ons 'n super El Niño kan aandui, want 2 grade Celsius is die afsnypunt. Dit is nie te sê dat dit so super gaan wees in terme van reënval, erger as gewone sterk El Niños nie, maar dit kan 'n baie groot effek nog steeds hê. Hoe lyk die reën vir die volgende tyd? So hierdie is nou in hierdie vinnige oorgang na El Niño vir Mei, Junie en Julie. En dis die waarskynlikheid om ten minste die mediane reënval te kry. En ons kan sien dat die grootste deel van Suidelike Afrika is grys, gemiddeld, bo-gemiddeld. En hierdie is vir Mei tot Julie maand. So die reën is waarskynlik nog nie verby nie. Ons gaan 'n breek kry in hierdie volgende week of 2, 3, maar nog reën kan voorkom in die winter. Kyk 'n bietjie na die FSA, hulle mielie en graanproduksie. Omtrent so net onder die 60% van hulle mielies, die bruin lyn is reeds geplant, wat baie naby is as dieselfde as die afgelope klomp jare. So dit lyk wat aanplantings betref nie te sleg nie. Daar's redelik gemengde syne aan die westelike produksiegedeeltes van die mieliegordel, droog warm, ooste kant toe weer te nat en verder noord weer 'n bietjie koud. So die aanplantings is goed, maar die toestande nie 100% optimaal nie. Interessant as ons na die FSA se winterkoringproduksie kyk, wat nou by lande staan en binne tyd geoes moet word, is dit 'n baie swak oes. Praat van 25% ondergemiddeld. En dit is nogal konstant met La Nina verskynsels, want ons weet 'n La Nina is ongunstig vir reën vir FSA en ook vir Argentinië, groot dele van Brasilië. So dit is konstant met wat gebeur en ons het natuurlik die reën gekry. Julie, Augustus, September, as ons nou vinnig oorgaan hier na El Niño toe, en ek wil globaal kyk, ons kyk eers na Suid-Afrika, kan ons sien steeds grys-blou, want ons weet met die El Niño is die kanse goed dat ons in die begin van die seisoen reën kan kry. Kyk 'n bietjie na die FSA, daar links bo-gemiddelde reën, so daar is 'n baie groot kans dat swaar reën in groot dele van die FSA se graangebiede gaan kom. Regs onder, Australië, met die El Niño reageer hulle baie dieselfde soos ons, alhoewel so 2 of 3 maande vroeër, en kan ons sien die kanse lyk bitter skraal vir goeie reën. So die koringoes in Australië gaan waarskynlik ook benadeel word. Net opsommend, na die geweldige hoeveelhede reën en veral die laaste 3 weke, word minder reën verwag vir die volgende tyd, en die oorgang van La Nina na El Niño kan dalk verantwoordelik wees vir die baie reën van die afgelope tyd. Ons is op pad na Super El Niño. Dit sal slegs die 4de Super El Niño wees sedert 1980. Die huidige baie nat toestande kan baie help om die effek te versag in 2026-27. Ons damme omtrent in die hele land loop oor, gronde is versadig, so dit kan nogal 'n positiewe effek hê, alhoewel dit nou skades veroorsaak. FSA's mielieoeste, die toestande is redelik gemeng, en swak koringoes in die FSA, en ook verwag in Australië in die volgende tyd. So ja, met die winter wat op hande is, ons hoop dit gaan beter vorentoe. Mooi loop. Baie dankie Johan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende week.